Ons maak gou ons oë toe. Genadige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vandag hier kan staan, Here. Here, ons kan nie ophou dankie sê vir al hierdie wonderlike reën wat U vir ons gee nie, Vader. Here, vir elke voorsiening, elke dag wat U vir ons gee, Here. Ons verdien niks wat U vir ons gee nie, Vader, maar nog uit U genade en U liefde, Here, gee U nog vir ons wat ons nodig het, Here, om te kan oorleef, Vader. Here, ook so vandag, Here, wil ek bid dat U hierdie woord sal kom seën, Vader, dat U alleen die eer sal kry, Here, vir dit wat hier gespreek word. En Vader, dat U beloof in die woord, dat die woord nooit ledig sal terugkom nie, Vader. En mag dit ook vandag so wees. Here, kom help ons, kom help my, Here, om getrou te wees, Vader. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Die stukkie wat ons vandag bietjie gaan oorgesels is Ikabod. Nou, Ikabod beteken die eer van die Here is van Israel weggeneem. Nou, ons gaan nou 'n bietjie daaroor kom. Ek weet nie wie van julle was laasweek in die kerk nie, maar die boodskap wat Deetry vir ons gebring het, was dit nie 'n awesome boodskap gewees nie. Haar boodskap het gegaan oor hoe ons moet terugkom na die Here toe en hoe ons die Here moet eerste stel in ons lewens. Ons lewe moet weerspieël wie Jesus Christus is, en dit is waarvoor ons eintlik maar van die begin af hier is eintlik om hom te verheerlik en niks anders nie. En dan het sy ook gesê dat die Here in 'n droom, 2 drome eintlik met haar bevestig het, wanneer ons terugkeer na ons Here toe, dan sal hy kom in ons situasies, in ons land en wat ook al, sal die Here kom. En dit is vandag nog so dat die Here in jou en my situasie, sodra ons hom eerste stel en voorstel, gaan die Here kom en hy gaan ons situasies vir ons kom verander. Want dis wie hy is. Hy is 'n Vader wat lief is vir ons, hy is 'n Vader wat vir ons genade gee, hy is 'n Vader wat vir ons al die dinge gee wat ons nodig het. Maar op die einde van die dag is hy jaloerse God. Hy deel homself nie met ander gode en allerlei ander dinge wat ons voor hom insit nie. So vandag wil ek net 'n bietjie verder aangaan. En ek wil vandag, wil ek net vir ons begin lees uit 1 Samuel 4 uit, en dan gaan ons nou 'n bietjie spring, dan gaan ons na 1 Samuel 7 toe. Nou dit is wat die Here op my hart gelê het, om bietjie met julle te gesels oor vandag. Nou net so 'n bietjie van 'n agtergrond van Samuel. Daar was 'n man met die naam van Elkan. Nou hy het 2 vrouens gehad, Penina en Hanna. Nou Penina kon kinders hê, maar Hanna kon nooit swanger raak nie. Nou Penina het baie kere vir Hanna gespot en haar verneder, omdat sy nie kon kinders hê nie. En toe hulle na hulle jaarlikse tog na die tempel toe gegaan het, het Hanna die tempel ingegaan, en sy het voor die Here gaan neerval, en sy het gebid. Sy het so ernstig gebid, die Here sê, die Bybel sê, lippe het beweeg, maar sy het nie klank gehad nie. Sy was ernstig in gebed met die Here gewees. Nou Eli die priester van Dan het buitekant gesit by die tempel, maar hy kon binnekant sien toe die vrou, en hy dacht toe nee, sy is dronk, en hy stap toe na haar toe en sê vir haar, ja, maar sy kan nie met haar besope lyf hier in die tempel inkom nie. En sy verduidelik vir hom, en sy sê vir hom, sy het nie gedrink nie, sy is net in ernstige gebed met die Here, want sy wil bitter graag 'n seun hê. Sy doen toe ook 'n belofte, en Eli sê toe vir, weet jy wat, mag dit so wees, soos wat jy vir die Here gevra het. Maar sy doen toe 'n gelofte aan die Here, en sy sê, o Here Almagtig, as U tog net my verdriet wil raak sien, en my gebed verhoor, en vir my 'n seun gee, sal ek hom teruggee, lewenslank sal hy aan U behoort. As julle mooi kan onthou, met die inseëning van die babas, het Jaco ook hierdie gedeelte laas naweek gebruik. En dit is toe nou ook so, Samuel is gebore, en hy is toe nou een van die grootste profete, wat ooit in die geskiedenis geleef het. Maar 2 jaar later, moes Hanna haar gelofte nakom, en sy het hom teruggevat tempel toe, waar hy toe nou saam met Eli geleef het, en dan ook saam by Eli geleer het, oor wat en wie die Here is. Maar Eli het ook 2 seuns gehad, Hofni en Finehas. Nou, julle almal het al bietjie van hulle gehoor. Kyk, daai ouens was nie regtig priestermateriaal nie. Hulle het hulle posisie
bietjie oordoen, as 'n ou dit so kan sê, jy weet, en hulle guns laat draai. Nou wat die gebruik was, Israels nou Dopie, wat die gebruik was as jy 'n offer doen, dan kon die priester nou gekom het en hy het so 3 tand vurk gehad, en dit wat hy nou in die pot insteek en die wat nou in die vurk agterbly, dit is nou syne om te eet, en dan die res moet nou natuurlik geoffer word. Maar nie die 2 manne nie. Hulle sal nou voor die offer nou daar, sal hulle nou eers die fillet uitsny en die ribeye uitsny, en dan die res word dan nou in die pot gegooi, en hulle sal die nou gehou het. So, hulle het nie regtig gedoen wat hulle veronderstel was om te doen nie. Maar en dan het hulle nog ook, saam met die vrouens wat diens gedoen het in die tempel, het hulle hierdie vlugtige verhoudingkies gehad. So hierdie 2 manne was bietjie van die pad af gewees, né? Nou, die Bybel sê die sondes van hierdie jong manne was vir die Here baie ernstig gewees. Wat daarmee het hulle die offer van die Here met minagting behandel. Nou ons weet in daai tyd, en dan Eli het natuurlik nou niks omtrent hierdie saak gedoen, hy het die 2 seuns laat staan, en hulle het aangegaan met die dinge wat hulle gedoen het. Nou in daai tyd was die Israeliete mos gedurig in oorlog, en veral met die Filistyne, elke nou en dan is daar oorlog tussen hulle en die Filistyne, dan die Amoriete, en dan die Midianiete, en so aan. So die ouens was redelik altyd besig met 'n oorlog gewees, veral in Dawid se tyd, wat dan nou hierna gevolg het. Nou, Filistyne was eintlik 'n baie beter toegeruste weermag as wat die Israeliete was. So ook deur die hele geskiedenis gewees, tot Dawid op die toneel gekom het, was die ander ouens maar altyd baie beter en meer toegerus as die Israeliete, beter soldate en so aan. En dit was altyd die Here wat gekom het en hulle uit hulle oorloë kom help het. Nou kom ons begin sommer gou by 1 Samuel 4. Dit is, Israel het opgetrek om teen die Filistyne oorlog te maak. Hulle het by Ebenezer kamp opgeslaan en die Filistyne by Afek. Hulle het stelling ingeneem teenoor die Israeliete en die geveg het die Filistyne die Israeliete verslaan en 4000 soldate doodgemaak. Na die geveg het die Israeliete teruggegaan na hulle kamp toe. Die leiers het gevra, hoekom het die Here toegelaat dat die Filistyne ons verslaan? Kom ons kry die verbondsark van die Here vanaf Silo en neem dit saam met ons na die slagveld toe. Dit sal ons red van ons vyand. Nou moet ons weet, hierdie volk is klaar weer besig met sonde, soos hulle maar telke male was. Daar was weer afgoderry gewees, daar was sonde gewees. Hierdie ouens het bloot eenvoudig net gedoen wat hulle wil. En die Bybel praat verder, hulle stuur toe mense na Silo en gaan haal die verbondsark van die Here, die Almagtige, hy wat oor die geribs troon. Hofni en Fineas, die seuns van Eli, was by die verbondsark. Toe die Israeliete sien dat die verbondsark van die Here in die kamp gekom het, het hulle gejuig van blydskap. Die gejuig was so hard dat die grond gebewe het. Wat gaan aan, het die Filistyne gevra, waarom gaan al die geskree in die kamp van die Hebreëus? Toe hulle hoor dat die verbondsark van die Here daar aangekom het, was hulle paniekgevange. Hulle God het in hulle kamp ingekom, het hulle uitgeroep, dis 'n ramp. So iets het nog nooit gebeur nie. Wie kan ons red van hierdie magtige God van Israel? Dit is dieselfde God wat Egipte in die woestyn met allerlei plaag getuister het. So hulle weet wie die God van die Hebreëus is, né? Filistyne, julle sal met mag en mening moet veg. As julle dit nie doen nie, sal julle slawe van die Hebreëus word, soos hulle ons slawe was. Die Filistyne het toe desperaat geveg en Israel weer eens verslaan. Dit was 'n groot slagting. 30,000 Israeliete het daardie dag gesterf. Dit was die wat dit oorleef het na hulle tente toe gevlug. Die ark van God is afgeneem en Hofni en Fineas, die 2 seuns van Eli, is doodgemaak. Nou dis die eerste keer dat die ark van die Here weggeneem is en ook die enigste keer. Eli kry nuus dat die weermag verloor het. Hy het aan die eerste portaal van die dorp waar hy inkom, het hy nou gesit op 'n stoel. Die man was al bietjie oud, oorgewig sê die Bybel. En hy kry toe nuus dat
hulle het die oorlog weer eens verloor. Maar sy 2 seuns, Hofni en Phinehas, het ook gesterf. Maar toe hy hoor dat die ark van God afgeneem is en by die Filistyne is, het hy agteroor op sy stoel oorgeval en sy nek gebreek en hy dan nou natuurlik gesterf. Phinehas se vrou, sy was ver swanger, het ook die nuus gekry van haar man en haar skoonpa, wat dan nou oorlede is, en sy het begin 'n geboortepyne kry. Sy sterf net na die geboorte van haar seun, maar sy noem hom Ikabod. En dit beteken, die eer is uit Israel weggeneem. Nou, as ou kyk gou na hierdie 1 Samuel 4, wat het dan nou verkeerd gegaan? Ek bedoel, ons weet dat die ark altyd by die Israeliete was, vanaf Exodus, en dit het oral saam met hulle getrek. Nou wat het nou, hoekom, eers toe hulle nou verslaan is met 4000 man, het hulle teruggekom, en die eerste gedagte was, weet jy wat, kom ons gaan haal die ark van die Here, ons bring die ark van die Here hiernatoe, en ons vat die ark van die Here saam met ons in die oorlog in, en hulle doen dit toe ook nou so. En hulle sê, dan sal ons hulle wys. En toe hulle nou weer terug is in die oorlog, verloor hulle 30.000 man, maar ook verloor hulle die ark, en die ark word afgeneem. So eintlik is hulle baie sleg af op hierdie stadium. Nou die eerste gedagte vir my en vir jou is, maar hoekom? Die ark was tog altyd deel gewees. Ek meen, as ons net van dink toe hulle deur die Jordaanrivier getrek het, het die Here gesê, die priesters moet met hulle voete in die Jordaanrivier instaan, en die Jordaanrivier daai tyd in vloed, het opgedam, en die hele volk kon deur die Jordaan trek. En dan, tweedens wat 'n ou dink nie kort daarna, toe hulle om Jerigo gegaan het, was die ark altyd die een wat voor was, en daarna het die soldate gevolg. So die ark was daar, maar wat was verkeerd op hierdie stadium? Wat was anders te gewees? Nou, in 1 Samuel 5 gaan ons net gou so 'n bietjie deurpraat, het die ark nou by die Filistyne aangekom, en wat hulle toe nou doen is, hulle vat hom na hulle tempel Dagon toe, né? Nou Dagon was toe nou hulle afgodsbeeld op daai stadium, seker nog vandag, ek weet nie, en hulle gaan sit die ark reg langs die beeld, wat hulle nou aanbid. Nou die eerste oggend toe die manne nou terugkom in die tempel, toe lê hulle beeld nou op sy gesig, reg voor die ark, omgeval, en hulle tel toe nou maar die beeld op, en hy staan toe regop, en die volgende oggend toe hulle nou daar aankom, wragtig, hier lê die beeld weer onderste bo, gesig na die ark toe, maar die keer het sy kop afgeval, en sy hande het afgeval. En net daarna, begin die Here hierdie mense met 'n plaag tuister, en is 'n plaag van swere, soos die Bybel dit dan nou aannoem. En maak nie saak, nou skuif hulle die ark van hier af na Soen toe, en dan as hy nou daar kom, gebeur dieselfde, en dan skuif die ark hiernatoe, en as hy nou daar kom, gebeur dieselfde. Oral waar die ark gaan, slaan die mense met hierdie verskriklike swere uit. En hulle besluit toe, hulle wil hierdie ark nie meer daar hê nie. Nou die ark was 7 maande in totaal by hulle gewees, en hulle besluit toe, nou, hierdie ark wil ons nie meer nie, en hulle stuur hom toe nou terug na Kirjatjim, né, as ek die woord reg uitspreek, terug, daar so hele ding wat hulle waarsêers nou gehad het, moet osse wees en wat, maar die ding is op pad terug na die Israeliete toe. En die ding word toe nou weggestuur soontoe, en nou die inwoners van Kirjarim, né, het toe gekom en die ark van die Here weggeneem. Hulle het dit na die huis van Anjabdad, wat op die heuwel staan, gebring. Hulle het ook sy seun aangestel om daarna om te sien. So hy is nou weer terug by die Israeliete. Die ark het vir 'n lang tyd, vir 20 jaar daar gebly. Samuel kom 'n bietjie op die prentjie hierso, en Samuel sê toe vir die hele volk van Israel, as julle regtig, en nou dit kom terug amper op die boodskap wat Dederik laasweek gehad het, as julle regtig ernstig is om na die Here terug te keer, moet julle ontslaa raak van al hierdie vreemde gode en die beelde. As julle besluit om net die Here te dien, sal hy julle red uit die Filistynse onderdrukking. Die Israeliete het toe die beelde verwyder en net die Here gedien. Toe sê Samuel vir hulle, die hele Israel moet by Mispa bymekaar kom, dan sal ek vir julle tot die Here bid.
Hulle het toe daar by mekaar gekom, hulle het water uit die put opgetrek en dit voor die Here uitgegooi. Hulle het ook vir 'n dag lank gevas. Ons het teen die Here gesondig, het hulle bely, hoor julle, né? By Mispa het Samuel as regter vir Israel begin optree. Dis nog voor hulle koning is, net so voor Saul as koning gekies is. Toe die Filistynse heersers hoor dat die hele Israel by Mispa by mekaar gekom het hulle teen Israel opgetrek. Die Israeliete was baie bang vir die Filistyne. Bid tog ernstig tot die Here, ons God, om ons uit die Filistyne te verlos. Sien julle nou, die Here ons God? So die ouens se hele siening het al bietjie verander hierso. Smeek hulle toe vir Samuel. Samuel neem toe 'n lam, offer dit as 'n brandoffer vir die Here en pleit, né, die Bybel, dat die Here Israel teen die Filistyne sal help, en die Here het sy gebed verhoor. Terwyl Samuel nog besig was om die offer, kom die Filistyne daaraan om teen die Israeliete te veg, maar die Here het 'n groot donderstorm laat kom. Nou, die King James Version sê daar donder uit die hemel uitgekom. So dit klink vir my bietjie meer as net 'n donderstorm wat die Here gestuur het. So hierdie moes geweldig gewees het. Dit het die Filistyne verwar sodat Israel hulle verslaan het. So dit moes 'n geweldige iets gewees het wat die Here uit die hemel uit gestuur het om hulle dan nou heeltemal te verwar. Die Israeliete het hulle agtervolg van Mispa af tot by Betkar afgemaai. Samuel neem toe 'n groot klip en sit dit regop tussen Mispa en Sen. Hy noem dit toe Ebenezer, want dit het hy gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Die Filistyne is verslaan en Israel het vir 'n lang tyd nie weer binne geval solank as Samuel gelewe het nie. Het die Here vir Israel teen hulle beskerm. Israel het die dorpe wat die Filistyne voorheen beset het, herower. Israel het ook die grensgebied bevry van die Filistynse oorheerser. In daardie tyd was daar vrede tussen Israel en die Amoriete. Dit was die tweede grootste vyand wat hulle altyd gehad het, né? Samuel was regter vir Israel vir die res van sy lewe. Nou wat is die verskil as ons nou moet kyk in 1 Samuel 4 en 1 Samuel 7? Ons weet nou die Bybel sê daar het so 20 jaar tussenin gewees. Nou alhoewel die ark van die Here vir God in hierdie aarde verteenwoordig, was dit nie God nie. Dit was net 'n verteenwoordiging van die Here gewees. Nou ons sien die volk het afgedwaal, het hulle eie sonde gedoen, hulle was besig met hulle eie dinge, dit wat vir hulle belangrik was. Baie afgode gehad en baie dinge voor die Here gesit. Baie dinge en wat ons vandag nog doen. Baie van ons lewens, baie van ons tyd. Die begin van elke dag. Wie sit ons eerste? Sit ons die Here eerste? Die begin voor elke besluit, sit ons die Here eerste? Die begin van die versorging van ons familie elke maand, sit ons die Here eerste? Sondagoggende, wanneer ons weet ons by bijeenkomste by mekaar kom, sit ons die Here eerste. Hierdie ouens het die teenoorgestelde gedoen in 1 Samuel 4. Dit was hulle lewens, dit is wat vir hulle gemaklik was. Dit wat hulle saam met die Here op sy platform sit, en ons weet dat die Here ook sê in die woord, dat hy sy platform met niemand deel nie, hy is 'n jaloerse God. So in 1 Samuel was hierdie ouens baie besig gewees om die Here net te gebruik wanneer hulle hom nodig het. In 'n oorlogssituasie het hulle die Here geraadpleeg, soos wat iemand soos Dawid gedoen het voor elke slagveld. Het hy eers na die Here toe gegaan om te gehoor, moet hy of moet hy nie? Hierdie ouens het dit nie gedoen nie, alles uit hulle eie uit. So hulle het nie die Here eerste gestel voor hulle nou hierdie groot projek, hierdie oorlog aangevat het nie. Nou in ons geskiedenis weet ons dat die Here, en ek en jou se lewe weet ons, dat ek en jy verdien niks van die genade en die liefde van ons Here Jesus Christus nie. Ons verdien niks daarvan nie. Maar die Here bly vir my en vir jou, en ook so vir hulle,
deur die geskiedenis, sy genade was nog altyd daar gewees. En hy het gegee of ons verdien of nie verdien nie, want hy is vir ons lief. Hy is soos 'n vader vir sy seun lief, vir sy kinders lief, so hy sal gee. Maar nou lyk dit vir my op 'n kol, eendag moet ons bietjie kyk, as ek die Bybel lees, en die boodskap wat ek hier uitkry, gaan dit vir altyd so aangaan. Waar sit ons land vandag? Waar sit ons in ons land vandag? Is nie dieselfde ding besig om hier te gebeur nie? Hierdie ouens het gaan, kom ons sê die pop op die fanstryd, toe hierdie ouens besluit, maar hulle het nou die Here nodig, en hulle gaan haal die ark van die Here, wat net 'n verteenwoordiger is van God op aarde. Dis nie God homself nie. En hulle gehaal dit, en skielik druk hulle dit in die oorlog in, en jy hoor, as ons die Bybel lees, hoe het hulle geskree en gejuig dat die grond gebewe het, want die Here is mos nou met hulle, so hulle gaan nou oorwin. Maar die begeerte om die Here eerste te stel, was nie in hulle harte nie, alhoewel hulle die ark al gebring het. Die begeerte om die Here te dien en te hoor wat hy sê, was nie daar nie. Hulle het die ark gebring. 1 Samuel 7 lees ons van 'n nasie wat pleit vir vergifnis van hulle sondes en hulle hoogmoed. Mense wat hulle afgodery net daar laat staan het, onmiddellik, en van dit ontslaag geraak het. Ons lees van 'n volk wat nederig voor die Here kom buig het, en gehoor het wat die Here vir hulle te sê het, en gewag het om te hoor wat die Here vir ons gesê het. Pas so baie by Deidre se boodskap aan van laasweek, dink ek, oor ons land van vandag. Ons leef soos ons wil, mense. Ons is baie vinnig om die Here nader te trek. Baie vinnig om die Here nader te trek, as jy jou klokkaart by die myn swipe, en is die laaste keer, en jy weet, hy gaan nie weer werk nie. Baie vinnig om die Here nader te sleep, die dag as die dokter vir jou gesê het, kom sien my. Baie vinnig om die Here nader te sleep, as ons in krisisse kom, dan het ons die Here vinnig laat. En dit is wat hier gebeur het. 1 Samuel 4, toe die stakes bietjie hoog geraak het, hulle te veel mense reeds verloor, toe is die Here goed genoeg om gehaal te word, alhoewel het was net die ark gewees. Ons sien in 1 Samuel 7 'n volk wat die Here ken, nie net van hom praat nie. 'n Volk wat weet, hulle kan nie die oorwinning doen sonder hom nie. Ons lees dit in die Bybel. Samuel bid tot die Here, want ons gaan dit nie maak nie, dat hy ons verlos uit die hande van die Filistyne uit. 1 Samuel 4, 'n volk gesentreerd om homself. Here, hier is my probleme. Here, hier is my behoeftes. En dit is wat hulle geroep het. 1 Samuel 7 lees ons van, die Here is die middelpunt van alles. Hulle het almal by mekaar gekom, en hulle het die Here se aangesig gesoek, hulle het gevas, en hulle het voor die Here kom val en kom pleit, dat die Here hulle sal kom help en hulle sondes vergewe. Hulle wil nie meer in hulle sonde lewe nie. Hulle het van dit ontslaag geraak. Hulle lê nederig voor die Here se voete. 1 Samuel 4, mense wat hardloop met hulle eie gedagtes. Dit wat hier aangaan is reg. En ons het nou die dag so vinnig gepraat, met hierdie AI en al hierdie ChatGPT, nee. Mense, wanneer gaan ons nie meer die Here vertrou nie? Dis baie vinnig om enige ding op jou foon te soek en 'n antwoord te kry. Dit het so geword. Jy kan ewen 'n besigheidstransaksie gaan kyk of wat is die odds dat dit gaan werk of nie. Mense, ons is besig om die Here uit ons lewens uit te stoot, en ons kom dit nie agter nie. Satan is besig om so bietjies van ons te vat. 1 Samuel 4 is, hoe gaan ek voortrek
of voorkeur kry uit hierdie besluit uit. Ek. 1 Samuel 7 is teenoorgestelde, Here, ek het nie nodig. Ek gaan dit nie maak nie. Here, hoe gaan ek U verheerlik in hierdie situasie? Maak nie saak wat voor jou lê nie. Maar Here, dit wat nou gebeur, hoe gaan ek U verheerlik? Hoe gaan hierdie verhouding tussen my en U, Here, versterk word in hierdie situasie? En ons lees daar's 'n 20 jaar verskil van mense wat arrogant was en gedink het hulle sal dit op hulle eie doen, en mense wat besef het hulle gaan dit nie doen nie. Nou baie in my lewe, moet ek bieg, kan ek ook baie vinnig as dinge vir my skeef loop, vinnig by die Here se voete kom lê en sê, Here, ek het U nou nodig. Baie vinnig kan ek my Bybel gryp en baie vinnig kan ek doen wat die Here van my verwag as Christen en dit wat die wêreld van my sien, voorloop en sê, Here, hier's ek, Frank, ek dien U, Here, kyk hoe dink die mense van my, en ek kan voor U kom neerval, maar vat ek die Here saam, of vat ek dit wat die Here verteenwoordig saam met my as ek in probleme inkom? Is my motiewe, en elkeen van ons wat hier sit en na die boodskap luister, wanneer ons hierdie goed teekom, sleep ons net vinnig die Here nader, bid ons vinnig, gryp ons Bybel, kom ons kerk toe, skielik sit ons Sondag na Sondag in die kerk, want dinge is vir ons te veel geraak daar buite, en die oomblik, as dinge beter gaan, waar is ek dan? Waar is my stoel? Hoekom is my stoel leeg in die kerk? Loop ek met my Bybel en my gesindheid van ek is 'n Christen, die wêreld vol, en ek wys mense wie ek is, en ek bang niks nie, maar die oomblik as ek in my situasie ingaan, vat ek my God saam of vat ek my beeld saam? Hoor ek by die Here voor ek 'n besluit maak? En wat gebeur as die Here vir my sê nee, en ek wil bitter graag dit doen? Skryf ek dit af, en ek gaan aan, en dit gebeur, 30,000 man verloor? Of sê ek is reg, Here, ek wil dit bitter graag hê, Vader, bitter graag, maar U het gesê nee, en ek draai om en ek loop, en ek dink nie weer daarna nie. Is dit hoe ons vandag lewe in hierdie lewe van ons? Is dit nie hoekom ons wêreld en veral ons land, 'n land wat die Here gedien het? Onthou, 16 Desember 1838, 472 man. Mense, dis onmoontlik. Dis onmoontlik wat daai dag daar gebeur het. Onmoontlik. Maar mense, manne het gekom en gesê, Here, ons gaan dit nie maak nie, ons het U nodig. Hulle het 'n gelofte ook aan die Here gedoen. En die Here het vir hulle bonatuurlik, soos reg deur die Ou Testament, het die Here vir hulle kom help. Bonatuurlik. Mense, dis die God wat ons aanbid. Dit is die God voor wie ons moet neerval. Niks anders nie. Weereens, die Here sê, hy deel nie sy platform met enige ander gode, wat ook al ons in sy plek sit nie. Nie 'n koppie koffie, vroeg in die oggend, en my tandeborsel en werk toe gaan nie. Die Here wil eerste wees. Hy wil eerste in jou oggend wees, hy wil eerste wees wanneer jy jou salaris kry, hy wil eerste wees wanneer jy jou oë toemaak. Elke besluit, elke dag, wil die Here eerste wees. Nou, as ons so vandag dink, dis 'n Ou Testamentiese ding, baie mense sê mos is Ou Testament, dit het nie regtig van pas op ons nie. Johannes 6, toe ons Here Jesus Christus vir 5,000 mense brood gegee het, uit 5 brode en 2 visse. Nou Johannes beskryf dit anders as die ander evangelies. Die aand,
toe hy klaar die mense toegespreek het en vir hulle die kos gegee het, toe wil hulle hom gryp en hom koning maak. En die Here het hulle ontvlug, en hy is in die heuwels in. En hy daai aand het hy nou op die see agter hulle aangeloop, waar hy sy disippels op die bootjie gerooi het na die ander kant toe. En ons ken die verhaal van daar af. Maar toe hulle die volgende oggend aan die ander kant kom die mense wat gister die brood geëet het, en op die gras geëet het, en die vis, en al die goeders wat die Here nou vermeerder het, kom soek toe vir Jesus. En toe hulle by Jesus nie kry nie, besluit hulle nie, maar dan moet hy nou aan die ander kant wees, en hulle spring in hulle bootjies en hulle gaan aan die ander kant toe. Toe hulle by Kapernaum aankom, kry hulle vir Jesus daar. En hulle kom ook sommer reguit na hom toe, hulle sê, Here, wat kan u vir ons nog doen? Julle kan dit gerus gaan lees. Here, wat is daar nog wat u vir ons kan gee? Hulle het klaar gesien hoe die Here siekes gesond maak, hulle het klaar gesien hoe die Here vir hulle voedsel gee, uit omtrent niks uit nie. En hulle kom na die Here toe en hulle sê, Here, wat gaan u vir ons nog kan doen? En die Here sê vir hulle, maar dis nie hoekom ek hier is nie. Ek is nie hier om vir jou brood en vis te gee nie. Ek is nie hier om jou siekes gesond te maak nie, alhoewel hy dit gedoen het, want hy doen dit met my en jou elke dag nog. Sy genade en sy liefde is hierso, maar dit is nie die hoofrede hoekom die Here hier is nie. En al wat hierdie mense gesien het, is hulle gaan brood kry elke dag, hulle gaan vis kry elke dag, hulle hoef nie te werk daarvoor nie. Dit sal net daar wees, hulle siekes sal gesond word, so hulle kan leef soos hulle wil. En die Here verduidelik vir hulle en sê vir hulle, maar dis nie hoekom, ek is die brood van die lewe, ek is die een wat jou siel red, ek is die een wat die pad vir jou gaan oopmaak, hemel toe, dat jy die ewigheid saam met God die Vader kan wees. En hulle wil dit nie hoor nie, en hoe meer die Here dit vir hulle sê, draai hulle om en hulle loop, en die ander disippels wat saam met die Here gegaan het, waar gaan hulle? Hulle draai om en hulle loop. Want dis nie hoekom hulle die Here gevolg het nie, hulle wil hê, en dis nie wie ons God is nie. Hy sal vir my en jou gee, en hy doen dit elke dag uit sy liefde en sy genade uit. En die enigstes wat oorbly is die 12 wat saam met die Here is. En die Here vra toe vir Petrus, en hy sê vir Petrus, maar Petrus, hoekom loop julle nie? En hulle sê, Here, ons het weet wie u is. Ons het gesien wie u is. Dis nie hoekom ons u volg nie, Here. Dis nie vir die kos nie, nie vir die staf wat ek kan kry nie vir die gesondheid wat u my gaan gee nie, Here, nie vir die vis en die kos en al daai goeders nie, Here. Dis nie hoekom ons u volg nie, ons weet wie u is die seun van die lewende God, en u sal my siel red, dat ek die ewigheid saam met u kan deurmaak. En almal het omgedraai en geloop en wegbeweeg, net die 12 wat die dieper deel van die Here gesien het, het agtergebly. En ons weet wat met hulle verder gebeur het. En dit is wat die Here van my en jou vra. Is nie om hom te dien. En dit is wat in 1 Samuel 4 en 1 Samuel 7 gebeur. Hulle het die Here nodig gehad, hulle het eers nie die Here nodig gehad, hulle het die oorlog gaan aanvat, hulle het verloor, 4000 man. Hulle het omgedraai, hulle het verloor, hulle het die ark gaan haal, en hulle het gejuig en gebewe van blydskap en alles, die grond het gebewe, en hulle saam met die Here se ark, en hulle het ook die oorlog verloor. Want nooit was God self saam met hulle nie. En dit gebeur in die Nuwe Testament, sien ons ook, hierdie mense het, siekes was gesond gemaak, hulle het 'n boodskap gekry, en hulle het brood en vis gekry toe hulle honger was, en hulle het agter die Here aangegaan, want hulle wil nog hê. Nooit het hulle besef, of nooit wou hulle besef, wie Jesus regtig was nie. En mense, ons moet ons oë oopmaak, en ek myself, ek praat met myself ook. Wanneer trek ons die Here nader? Ek sê vir jou vandag, as hierdie land saam, ons praat nie kleur nie, ons praat nie, as ons saam die Here aanroep, ons kan nie groepietjies maak, en dan as dit reën nodig het, of as ons die nodig het, ons in die krisis is, dan kom ons by mekaar, en ons bid, en as ons almal gebid het, dan staan die man in die eerste bier klap net daarna en die party begin. Man, ons is amper seker lelike woord hier van vooraf. Die Here moet eerste wees. Ek sê vir julle vandag, as ons as volk, as land, die Here aanroep, sal ons die eerste land in hierdie wêreld wees wat herlewing beleef.
Dis wie ons aanbid. En die Bybel wys ons wie ons aanbid. Wat enigiets, die Filistyne het gekom om oorlog te maak, die Here het uit met 'n donder, en ons kan reg deur die Amorite, die Midianiete, almal hoe die Here hulle verslaan het. Die swaard het min dood gemaak, mense. Die Here kom en hy kom help ons, maar ons wil ons eie goedjies en ons eie lewens voorsit, voor ons die Here roep. Dit is so maklik as ons dit net kan doen, in ons eie lewens ook. Maak nie saak wat se krisis na jou toe kom nie, maak nie saak wat se krisis jy nou mee besig is nie. Stop alles. Sit die Here hier voor. Ons wil alles self beklei, mense. Ons kan nie die goed self beklei nie, alhoewel ons sê ons kan, want dit is nie in die wil van die Here nie. Die Here wil hê ons moet afhanklik van hom wees. En al hierdie eie goed wat nou besig is om te gebeur, pas op. Ons skuif die Here al verder en verder en verder uit ons lewens uit, want ons kan al hierdie goed self begin doen. En die Here wil dit nie so hê nie. Amen. Ons maak ons oop. Genadige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie boodskap, Here. Here, U is wie U sê U is, Vader. Here, U is die Alfa en die Omega, Vader, van die begin af, Vader. Toe ons mens gekom het, Here, en ons het sonde in hierdie wêreld in toegelaat, Vader, en in ons eie lewens, Vader, was U daar reeds met 'n plan. U het reeds die kruis beplan, Vader. En Here het vir ons 'n geleentheid gegee om terug te kom. U het die voorhangsel van die tempel geskeur, Here, sodat ons weer gemeenskap met U kan hê, Vader. Here, maar ons as mense is te trots, Here. Ons is lui partykeer, Vader. Here, om net by U voete te kom lê. Here, ons kan so moeilik submit, Here, want die wêreld leer ons om standvastig te wees. Die wêreld leer ons, Here, om hierdie ding self te doen. Dis jou eie ek, Here. Dis jy, hoe voel jy? Hoe gaan dit vir jou wees? Wat kan ek hier uitkry? Wat baat ek hierby? Here, ons loop by mense verby wat ons nodig het, wat U by ons wil gebruik, Here, om in mense se lewens in te saai, Here, wat ook al, of dit met 'n woord is of met 'n rand of twee, Vader. Here, ons beweeg by mense verby waar U ons na toe stuur, Here. Vader, ons is vol sonde, Here. Ons is vol sonde, Here, want ons stel U nie eerste nie. Vader, en ek bid vandag, Here, dat U op elke ene van ons hart kom werk, Here, want U is 'n Vader wat lief is vir ons, Here. Here, soos enige pa lief is vir sy kinders, Here, so ver meer is U lief vir ons, Vader. Here, kom werk in elkeen van ons hart, Here, kom openbaar, Here, daar waar ons tekort kom. Here, dat ons hier sal uitgaan as ambassadeurs van U, dat ons vir die wêreld gaan vertel, Here, veral vir ons land, Here, kom ons kom by die Here uit. Here, as ons by U is, Vader, weet ek, daar is absoluut, Here, niks wat U kan doen nie. Maak nie saak hoe korrup die regering is. Maak nie saak hoeveel geweld en diefstal en donker dinge in ons land gebeur nie, Vader. As U besluit, Here, U kom en U kom help, Vader, kan geen van die goed meer leef nie, Vader. Kan geen van hierdie goed meer bestaan nie, Vader. Ons weet dit, Here, want U wys vir ons in U woord, Here. U wys vir ons, Vader, 35.000 Midianiete, Here, op een slag verwoes, Vader. Here, daar kan nie meer kwaad wees as U kom en U kom net om vir ons te kom beklei nie, Vader. Mag dit dan so wees, Here, dat elkeen van ons hierdie week by U voete sal kom sit, en dat U sal openbaar, Here, wat U wil hê ons moet los, Here. Dat U sal openbaar, Here, waar ons moet sterker word, Here, en meer afhanklik van U sal wees, Vader. Kom help elkeen van ons, Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus, in wie ons glo, Seun van ons almagtige God en Hemelse Vader. Amen.